Welkom terug, luisteraars. Hierdie keer het ons iets spesiaal vir julle. 'n tweeledige verhaal wat wys hoe oom L.D. Joubert en Frik van die Kerk mekaar beet gekry het. Nie net een keer nie, maar in 2 afsonderlike geleenthede. Die eerste verhaal draai om water, 'n titelakte en 'n hofuitspraak wat die dorp verander het. Die tweede wys wat gebeur as Frik probeer terugslaan en sy plan behoorlik skeefloop. Sit rustig terug, maak jouself gemaklik, want is 'n interessante een vanaand. Episode 5, die groot waterdebakel en die reverse Ralph skandaal. Deel 1, die groot waterdebakel. Die strookgrond het soos 'n groot, koppige wenkbrauw net teenoor die dorp gelê. Reg teen die kerk se draad af. Daarop het oom L.D. sy melkstal gestaan. Half toonbank, half toestel, die sinkdak, tik, tik in die herte. Koperpype en kleppe wat fluister, soos gemeentelede oor 'n kwytpreek. Die melkstal was L.D. se dorpshuis, waar hy al sy eksperimente gedoen het. En soms oorgebly het as hy laat was en nie wou terugry plaas toe nie. Ou Dominee Visser het soggens daar verbygestap. Sy hoed skuins en kyk na die ander kant toe. Dis hoe vrede in die dorp gewoonlik heers. Daardie oggend het L.D. sy hande in 'n meelsak afgevee en 'n koperkraan fyn ingestel. Roomwit melk het skuimend in 'n emalje koppie versamel. Agter hom 'n klein windwielietjie geklater en gedraai, wat krag gegee het aan 'n kaas-bottermenger wat hy self bedink het. Die handgeskilderde bord buite het gesê welgelegen melk. Om 9:00 presies op die kop het Frik van die Kerk opgedaag, so netjies getooi soos sy snor, met 'n rooi munisipale leer teen die bors. Hy het nie gegroet nie. Jy oortree, sê Frik en tik teen die leer. Munisipale verordening 4.3. Geen melkstalle, geen masjinerie, geen industriële aktiwiteite binne 500 meter van die dorp se grense nie. Dis nie vee nie, sê L.D. terwyl hy aan die bottel klop. Dis kultuur. Kultuur hoort in die kerksaal, antwoord Frik. Sy oë na die draad toe, asof dit met hom sou saamstem. Jy staak dit onmiddellik. Burgemeester Gerry de Wet het agter hom verskyn. Sy hoed senuagtig op sy bors gedraai. Ag L.D., sê hy. Ons hou net bietjie dinge in orde. Die raad kry klagtes oor die geklater. L.D. kyk van die rooi leer na die kerk se draad en terug. Julle kry melk, sê hy kalm, en water. Moenie lap wees nie, snou Frik. Dis oor jou gebruik van die erf vir nie toelaatbare praktyke, nie oor water nie. Ja, sê L.D. Gebruik. Hy draai die kraan toe en hang die koppie op. Gee my tot maandag. Jy het tot 5:00 vandag, glimlag Frik so dun soos 'n lem. Daardie middag het L.D. by die plaashuis die kamferkus van die kas afgetrek. Sy pa se papierkus. Op die kombuistafel het hy die toue losgemaak en dossiere uitgehaal. Belastingkwitansies, ou notas, potloodkaarte, met paadjies na spruite en skaapdippe, en 'n koerant uitknipsel oor welgelegen sy eerste hidrokragopwekker. Jou onder het die titelakte van die melkstal gelê, toegevou in 'n akteomslag. Hy het dit versigtig oopgerol. Die papier was geel soos winterson. Die ink nog skerp. Die erfie teen die dorp se grens is in grade en minute afgemeet. In die kantlyn, in die ou landmeter se handskrif.
tesame met die uitsluitende reg tot die waters wat op eiendom ontstaan en alle aanwendings daarvan, het hy geskryf. 'n latere aantekening noem 'n pyp na die dorp tydelik hangende servituutregistrasie. Daar het egter geen servituutnommer gevolg nie. Ellie het teruggesit en geluister na die stilte. Buite het die wind en die bloekoms verbygegaan en elders sy sake gaan doen. In 'n verslete grootboek het hy die inskrywing gekry wat hy gesoek het. Die datum 1936. Pyp na dorp, tydelik. Geen titel toegestaan. Ellie se pa het tydelik 2 keer onderstreep. Die pen het hard gedruk. So, die dorp het al 'n leeftyd lank van welgelege melkstelsel water gedrink. Het 'n tydelike reëling wat nooit tot by die aktekantoor gekom het nie. Ellie het die akte teruggevou in die akteomslag. Hy het nie so oorwinnaar gevoel nie. Hy het gevoel soos sy pa sou sê, netjies, tevrede. Die Oudefontein stadsaal het na vloerpolle toe in vochtige meelpapier geryk. Fuk het agter die sprekerspodium gestaan, soos 'n oorige hoenderhaan wat te vroeg wou kraai. En derhalwe het hy geëindig. Versoek ons 'n handhawingsbevel teen die sogenaamde melkstannel en enige meganiese toerigting verbonde aan magtelike eksperimente. Bedags ook het 'n ouer raadslid bygevoeg. Die burgemeester het sy keel skoongemaak. Oom Ellie, wil jy iets sê vir die stemming? Ellie het vorentoe gestap en die akteomslag voor hom op die tafel neergesit. Voor julle oor my gebruik stem, moet julle oor julle watergebruik besin. Frik het gesnork. Ons is nie hier oor water nie, maar die water is hier oor julle, sê Ellie, en skuif die akte uit op die gepoetste hout. Insluitende reg op titel. Geen servituut vir die munisipaliteit geregistreer nie. Julle pyp is nou oor my grens, daar by die boorgat, vir baie jare. Julle het al jare lank 'n winskoop. Julle kom nou van my stal. Julle sal weggaan met droë kele. Die raadsaal het stil geraak. Die burgemeester het sy voorkop afgevee. Iewers in sy kop het herinnering aan 'n ou saak opgekom. 'n Party wat op die reg aanspraak maak, oor dit kan bewys. Hy het sy oë geknip. Dis daardie soort werk. Goed, sê hy uiteindelik. As dit dan die reg moet wees, dan sal dit die reg wees. Ons sien mekaar in die hof, LD. Dan Frik se rooi leier, sê LD. Ek bring hier die papier. Die hofsaal in Oudtshoorn was tabakkleurig en amper kerklik. Die munisipaliteit se advokaat het leiers uitgepak. Dikwels 'n teken van min reg en baie hoop. Frik het agter in die banke gesit, met 'n gesig wat van sekerheid geglinster het. Die burgemeester het gelyk soos iemand wat swak geslaap het. Ellie het alleen ingekom met 'n swart onderwaandjie. Hy het die akteomslag op die tafel neergesit en gewag. Advokaat vir die munisipaliteit, sê die regter. 'n Man met 'n noukeurige stem. Die eerlik, begin die advokaat. Die dispuut het ontstaan as gevolge van die dorp se munisipale verordeninge. Die respondent bedryf 'n industriële melkstal binne die grense, verbode kragtens die regsraamwerk. Ons soek 'n interdik. Die regter het my LD geknik. Die eerlik, sê LD. Die dorp wil my gebruik van my eie eiendom met 'n munisipale verordening snoer. Maar dieselfde dorp drink my al vir jare lank uit my grond met 'n pyp en neem water sonder servituut of ooreenkoms. My akte dra die uitsluitende reg op die water. Geen servituut bestaan nie. LD het die akte vir die hofordonnans gegee, wat dit na die regsbank geneem het.
Die papier het skielik klein gelyk in die groot hofsaal. Die regter het lank gelees. Toe hy opkyk, het sy stem nie meer versigtig geklink nie. Dit was presies nou. Advokaat, u hou vol, die water is 'n poging tot afleiding, maar u kliënt se pyp kruis privaat grond, sonder servituut in put uit 'n bron waartoe die eienaar op titel uitsluitlike reg het. 'n Munisipale verordening verleen nie regte wat nie reeds bestaan nie. Dit kan nie privaat reg oorskry nie. U edele, begin die advokaat. Watter president bestaan daarvoor? Daar is inderdaad 'n president, sê die regter. Sien Graaf Reinet Municipality versus Van Rynveld Pass Irrigation Board, 1950. Regte berus op titel, nie op aannames nie. Jurisdiksie volg die dispuut, nie gerief nie. Fluisteringe het deur die galery gegaan. Frik se gesig het kalkwit geword. Dus beveel ek die kliënt so, gaan die regter voort. Die aansoek om 'n interdikt teen die respondent se melkstal word van die hand gewys as nie geldend. Die munisipaliteit word verbied om waarde van 'n respondent se eiendom te neem sonder 'n geldig geregistreerde servituut of ooreenkoms. Die partye moet binne 30 dae terme onderhandel en slegs terugkom indien hulle nie kan ooreenkom nie. Koste volg die uitslag. Die hamer het geval soos 'n geweerskoot in die saal. Later, in die munisipale raadsaal, het die lig dunner gevoel. En die burgemeester het 'n regsnotaboek voor hom gehad, in plaas van 'n glimlag. Kom ons wees verstandig, LD, sê hy. Ons het water nodig, jy het rus nodig. Ek het erkenning nodig, sê LD. En nog 3 dinge. Noem hulle. 1. 'n formele servituut, jaarlikse vergoeding vir die gebruik van my water, gekoppel aan julle grootmaattarief en jaarliks hersien. 2. Infrastruktuur. Die dorp neem volle onderhoud van pype, kleppe en meters oor, op julle eie onkoste. Die burgemeester het geknik. 3. Het hy gevra? LD het na die rooi leer op die sytafel gekyk. Julle het gekom vir my vrug gebruik, nou gaan julle dit onderhou en bedien. Frik het geskuif. Wat bedoel jy? Die melkstal, sê LD. Julle moet plaveisel aanbring op die sypaadjie voor, die oprit skoon en oophou, 'n munisipale kraan aansluiting met sluitbare meganismes installeer en onderhou. En dan wil ek ook 'n ordentlike drein hê vir die melkreste. En die grasrand moet weekliks gesny word en gevee word. Alles op die munisipaliteit se koste. As julle van die reg wil praat, begin ons daar. Dis belaglik, sê Frik. Die raad kan nie. Die burgemeester lig sy hand. En die 4de, vra hy saag. LD se oë het Frik nie verlaat nie. Personeelskuiwe, sê hy. Die burgemeester vou sy hande, aangeteken. 'n week later is die ooreenkoms onderteken. 6 bladsye en 'n sketskaart. Die pyplyn aangedui met 'n dun blou streep. Voor die melkstal, 'n klein blokkie met die woorde munisipale diensgebied. Die vergoedingsklausule het van 'n jaarlikse betaling gepraat. Die onderhoudsklausule van standaarde en die melkstalklausule van plaveisel, toegang, krane, 'n drein en skoonvee. Die slotklausule het blootgemaak 'n herverdeling van dorpsfiskaal verantwoordelikhede. In die dae wat gevolg het, Frik van die kerk 'n kort briefie van die burgemeester ontvang. Dankie vir u diens, portefeulje beëindig. Die nuus het vinniger versprei as kinderstories op 'n kerkbazaar. Het jy gehoor? Vra Smulders van die jong koffie juffrou Ruda.
Die raad betaal nou vir oom LD sy hele melkstal opset en water van nou af. En Frik, vra sy. Uit, sê Smolders. Daai dorpsvleeskaal se tas is gepak. Daardie middag het 'n munisipale span by die strook langs die kerk opgedaag, met 'n span werkers en pallette vol plaveistene. LD het hulle gewys waar die drein sy val moet lê. Die voorman, 'n man wat nooit baie van Frik gehou het nie, het die vlakke stadig en reg gemeet. Teen sononder het die vooraansig vierkantig en netjies gelê. Die sypaadjie skoon, die kraanaansluiting styf, agter 'n klein skarnierdeurtjie met die dorp se wapentjie daarop. LD het die nuwe kraan oopgedraai vir die toets van druk. Dit het glad en vol gekom. Die soort druk wat jy kry as pype reg gelê het en opgepas word. Hy het 'n koppie water volgetap en dit eers na die kerk se draad toegehou. En toe na die raadsaal af. Amper soos 'n heildom. Vir die reg, sê hy sag. En vir die orde. Daardie aand op die stoep, met die vallei koel en die bloekom stil, het hy die ooreenkoms weer by lamplig gelees. Die syfers was nie groot genoeg om 'n man verwaand te maak nie, maar groot genoeg om erkend te maak. Wat begin het met 'n kleinlike munisipale verordening en 'n rooi leer, het geëindig met titel, geld in die bank, 'n geplaveide vooraansig en 'n munisipale werker wat maandag beleefd kom klop. Frik het een keer verbygery, te vinnig vir waardigheid, die knoop van sy das skeef. LD het nie gewaai nie. Daar was geen haat oor nie. Hy het die akte nou gekopieer en behoorlik geëndosseer, terug in die akteomslag gelê. Teen sonsopkoms het hy die nuwe bordjie onder die ou een vasgeskroef. Netjies geverf, munisipale diensgebied, kragtens bevel. Nie om te spog nie, net om mense te help lees. Later, toe Dominee Visser verbyloop, het hy weer na die ander kant toe gekyk. Die keer egter het sy mondhoek 'n fraksie opgelig in 'n glimlag. En van toe af het oom LD weer in die slaap geraak, met die slaap van 'n man wie sy hefboom nog altyd rekeningkunde was. 'n pyp, 'n titelakte, 'n munisipale verordening wat nou in albei rigtings sny. Die dorp kon weer drink, sy melkstal het steeds gestaan, die orde is herstel en Frik is gekalibreer. So eindig die eerste deel van ons storie. Maar natuurlik kon Frik dit nie net daar laat nie. Wat nou in deel 2 volg, is Frik se pogings toe hy probeer terugslaan en hoe dit vir hom nog erger uitgedraai het. Deel 2. Die Reverse Ralph skandaal. Na die hofuitspraak van die groot waterdebakel het Frik van die kerk se dae as dorpsfiskaal vinnig tot 'n einde gekom. Die burgemeester wat altyd vrede bo oorlog gekies het vir Frik 'n nuwe rol gegee, voorsitter van die dorpsveiligheidskomitee. Dit was 'n portefeulje wat al jare lank leeg gestaan het, want niemand het ooit belang gestel nie. Die komitee praat gewoonlik oor verlore hoenders, gesteelde lampe en verdwaalde honde. Maar vir Frik was dit egter 'n kans om weer belangrik te lyk. Die dorp het Frik geken. Hy kan nie sy neus uit ander mense sake hou nie. Dis toe dat die plaveier voorman, dieselfde een wat in die groot waterdebakel die vlakke vir die plavei werk, voor die melkstal gemeet het, en glad nie van Frik hou nie, sorg dat 'n klein vonkie val. Hy het net hard genoeg gepraat, dat Tamietjie en Takatrinkie dit hoor. LD het glo 'n reverse valve hoog teen die noordelike helling
van die reservoir ingesit. Juist omdat dit so moeilik is om daar te kom. En dan loop die dorp se water sommer van self terug na die melkstal. En verkoop hy dit weer aan die dorp. Die twee tannies het nie gehuiwer nie. Die storie het vinniger geloop as die wind oor die reservoir koppie. Frik het sy ore gespits. Na die hofsuitspraak oor die waterdebakel was sy naam niks werd nie. Nou kon hy dalk sy eer terugwen. Hy het 'n naginspeksie gereël. Die burgemeester, Sergeant Duppie en 'n paar ander raadslede moes saam. As daar 'n reverse valve is, het hy gesê, gaan ons dit vanaand sien. Die dorpse mense het nuuskierig saamgestap, lanterns hoog. Maar Koos Kappie het daardie middag alreeds by die melkstal opgedaag. Sy hoed skief en 'n gesig vol nuus. Het jy gehoor, LD? Hulle sê jy het 'n reverse valve hoog teen die noordelike helling van die reservoir ingesit. Juist omdat dit so moeilik is om daar uit te kom. Die water loop glo sommer self terug daar na jou melkstal toe. En jy verkoop dit weer in die dorp. LD het net gelag. Hy het 'n mengsel van laventelolie en 'n bietjie fosfor poeier saamgeflans en sy bokke daarmee ingesmeer. Nie heeltemal nie, net hier en daar 'n streep oor 'n flank, 'n kolletjie op 'n ander. En toe het hy 'n bietjie sout en gebreekte mieliepitte daarbo teen die noordelike rand gaan uitgooi. Nie alles nie, net genoeg, sodat dit lyk asof die lig kom en gaan as die bokke wy, soos 'n werker wat beweeg sy lamp. So het die bokke vroeg aand op die rotshelling gaan wy, gemaklik tussen die doringbome en losklippe. Die party klim teen die noordelike helling. Rowwe grond. Doringtakke wat jou bene krap. Bossies wat jou in die gesig vee. Die bokke wy rustig, maar die mense vloek en stoei. Skielik flits 'n ligkol oor 'n bok se sy. Dan verdwyn dit. Kom weer terug. Daar is dit, skreef Frik. Sy reverse valve draai aan water terug. Hulle storm op. Struikel oor die klippe. Duppie verloor sy hoed. 'n Raadslid skeer sy broek. En toe die wind opsteek, jaag dit die bokke uitmekaar. Die ligkolle spring se spookligte oor die koppie. En toe die lanterns weer regop staan, niks. Net bokke wat aan dorings kou. Later, in die saal protesteer Frik nog. Maar ek het dit gesien. Ek het daai reverse valve gesien. Die burgemeester skud sy kop. Nee, Frik. Jy het net bokke gesien. Bokke en lig wat speel. Geen klep, geen pyp, geen pomp nie. Net 'n spookdag wat jy self begin. Die gehoor was uit van die lag. Tamietjie en Tagetrinkie sê sommer hartog. Frik het ons almal vir die gek gehou. Dit was net LD se bokke. Net daar word Frik uitgestem uit die portefeulje, voorsitter van die dorpsveiligheidskomitee. By die melkstal sit LD rustig met 'n beker water. Soos ek dit verstaan, sê hy droogweg, is 'n reverse valve net 'n gewone klep wat jy aan die stert weet het. Koos Kappie skud net sy kop en lag. Frik het huis toe gestap, geskraap, geskeur en nog altyd sonder gesag. En so eindig die twee verhale. Die een met 'n hofuitspraak, die ander met bokke wat in die donker blink. Frik het 2 keer probeer. 2 keer verloor. En om LD, hy het net aangegaan soos altyd. Ons hoor volgende week weer van hom. Tot dan.